Jy wil inline rip, maar jy sit met die volgende probleem. Jy het grond wat diep is, en dan het jy grond wat vlakker is. Hoe maak jy? Want nou wil jy die ding gaan, en dis soms so, jy weet hoe werk het in dieselfde land, die hele lot. Okay, so, op die een plek, kan jy nie diep genoeg gaan nie, en op die ander plek gaan jy in die klei in. Staak het vir julle hierdie probleem amper uitgesort. Kom ons kyk, ons luister 'n bietjie, waarmee is hulle besig hierso? Daai inline ripper van hulle, werk 'n bietjie anderster. Tero, vertel my. Tero, hoe lyk dit? André, goed om jou. Jy doodstil rustig, man. Lekker, nog Right. steeds nat. Kyk, hulle gaan net in al hierdie video's hoor. Nee, hulle gaan- Nat. Alles is nat. So, Dis daarom droër as wat dit Vrydag was, nê? môre is dit nog natter. So, Yes. ja. Dit is nie maklik nie, nê? Ja, nee. Okay. Nou gepraat van hierdie. Ons sit in 'n seisoen waar of die ouens dit nou wil weet of nie, blykbaar ons gaan dit blykbaar 'n super El Nino kry. Hoor ek die storie so, né? Dis wat So dit hulle is sê. een van twee goed. Of dit gaan super droog wees of dit gaan super nat wees, nê? Ons moet maar altyd regmaak vir die slegste gedeelte in die lewe. So ek dink maak nie saak wat gebeur nie. Ek het diepte in my grond nodig. Either om my vog te gaan bære vir droogte of om my vog te gaan bære as dit hopeloos te nat is en daai goeders moet kan by die plante se wortels uitkom dat hulle nie in die wortel staan nie. Is ek reg? Dis waar die ouetjie inkom. André, ek stem 100% saam met jou. Ek dink 'n mens wil mos nie hê dit moet droog raak nie. Ek dink hier's enige landbou ou in hierdie hele land van ons wat wil hê dit moet droog raak nie, maar ons moet ook realiteit seker maar in die oë staar en sê maar ons werk met vog op die einde van die dag. Yep. Ons kan net boer met vog. Ons kan nie in droogte en plant en die voorbereiding daarvoor is belangrik. En ek voel ons moet begin rip. Maar ons ouens wat ons nou maar natuurlik wil rip wat ons nou net materiaal wil werk Yes. en inwerk en goeters. En Dis dan dis ons waar nou, daai normale dis waar die normale ripper mos nou amper die algehele normale ripper Yes. net in wat jy hom wil gebruik. En hierdie een is mos nou maar wat ons gebou het vir jy wil mos nou mintel amper. ja, Jy wil nou nie alles omwerk nie, jy wil net losmaak, jy wil die materiaal sny, die goeders moet daar bly. letterlik net die grond vat en woep. Jy wil hom net lig en laat val dat hy kraak tot bo in sy profiel in en goeie pockets wil ek amper sê vir die watermandjies bou. En dis op die ouene van die dag hierdie ripper. Right. Nou, kom ons begin sommer hierso nie, want ek meen julle het nou hom baie mooi vir my in die grond ingetrek hierso. Ja. Maar kom ons en toe jy nou sommer die tand hierso vir my neergesit. Ja, Verduidelik my gou, hoekom het julle hierdie tand ontwerp soos julle hom ontwerp het? André, ons het hierdie tand, ons het voorheen het ons ook maar tande gehad en het ons hulle maar weer verander en ons het op die ouene hierdie tand werk vir ons beter. Hy het nou al 'n bietjie gewerk, hy's nou net gesprei vir die. Ja. Ons is sommer ongelukkig moet ons nou maar net dit moet net netjies as jy na toe kom. Jy weet, julle doen vir my soveel moeite. Ons probeer man, ons probeer. Jou vereistes is hoog. André, so dis 'n gewone punt wat jy uitkoop mos nou maar by 'n koöperasie. Ja. Hy werk op hierdie ripper aan die linkerkant van my, hy werk op daai aan die kant, hy werk op enige kant toe. Jou vlerkskare, ons noem dit nou maar vlerkskare wat jy ook nog maar kan bykry wat ook maar net saam met hom vasbou. En Ja. en dis dit. Hy kry aan die voorkant, hierso kry hy 'n shin protector. Ons noem dit nou maar 'n shin protector. Ja, want ek wil nou net vra hoe werk dit hierso gaan hy, want hy gaan ons hierdie tand nou uitsluit hierso. Ja, hy sluit hom definitief uit. Ja. Ek wil amper vir jou sê, hy sluit hom aan die voorkant nie so kwaai nie. Dis hy sluit hom aan hier teen Ja. hier teen sy sye. Hieronder kan jy nou al sien hier waar hy nou al gewerk het. Hier kan jy sien hoe begin hy hom nou sluit te goed. Maar hy het nou al hierdie kant Okay. het nou al gewerk. Maar en dan dis hoekom julle dan die shin protector Hier opsit. kom nou 'n shin protector en dan bou hy nou hier agter. Dit bou hy nou. Ek het hom nou nie hier nie. Nee, 100. En dan kan jy die tande nou in twee verskillende ek wil amper sê verskillende tande by ons bestel. Die een is nou met die kos nou maar coils of springs, hoe ook al. Ja. En dan kry jy nou die hidrolies wat nou alles word net so, dis modulêr, so jy vat die silinders en jy druk hulle hier in. So jy kan besluit wat wil jy dan het met 'n accumulator of wat? Ja, dan het jy 'n accumulator. Jy kan hom stel soos wat jy nou maar goed dink op watse bar jy hom wil hê en dan werk hy weer op hom. Die wonderwerk van hydraulics, né? En dis baie makliker deesdae. Okay, maar nou verduidelik my nog gou hierso, want julle is nou heeltemal anders. Altyd. Hierso. Wel, die eerste ding is ek wil nie jou welding rod rekening hê nie, ek het jou al gesê. Man. Nee. Ek sal bly as iemand hom vat.
Hierdie ding hierdie roller is baie aggressief en ek kyk nou daai hydraulics wat hy aan die voorkant het Ja. en dan hierdie besigheid aan die agterkant ook. Dit Ja. lyk amper half asof die ripper op die rollers dra. Ja. André, kom ek gaan vir jou verduidelik as ons so 'n bietjie afsaag hier na onder toe dat ons die masjien hier van die kant af kyk. Ek wil ons idee wat ons gebou het is dat die ripper homself dra op sy 2 rollers. Ja. Sit jou lift en float in. En die Net so, twee, ek nou kyk nou oulik as ek nou, né? ja, Maar sy, Right. nou kan ons mooi sien. So dit was die idee dat die ripper homself dra op sy 2 rollers. Laat jou diepte die heeltyd konstant is. Ja. Jou lift is mos nou maar sensitief. Ek weet jy kan die sensitiwiteit mos nou stel hoor, laat hy hom optel of wielglip in die en daai. Maar jy wil probeer tog daarom effektief rip deur die hele land. En ons het gedink dat hy hom so moet maak. So jy kry verskillende roller opsies. Jy kan aan die voorkant kan jy 'n roller sit met kouters. Hy gaan op Nampo wees. Ja. Hy gaan op Nampo wees langs, ek dink langs om Willie Jones se Ja, ja. is JWL se stalletjie. Ons is daarso wat ons ook gaan wees. Vir die voorste rollers kan jy 'n pyp sit, want hy kouters elke 125 mal uitmekaar uit dwars deur. Eenheidskrypertjies aan die agterkant kan jy die compact roller, daai wat hulle lyk amper so wat 'n beter profiel druk. Yes. So die roller opsie op hom is Legio, jy kan besluit wat jy wil Jy doen. kan vir ons sê as jy 'n idee het, as dit nou snaaks is, dan gaan ons dalk nou sê nee, maar Ja, ek soek asseblief sterretjies daarin, jy weet. ek kan dit vir jou doen. Hulle kan pink ook wees as jy wil. So nee, dis die plan. En ons het bietjie voor die tyd gepraat. Julle is besig met 'n baie interessante ding wat julle nou kan doen omdat hierdie besigheid hier hang is en dit is variable diepte werk met hom, Ja. né? Nee? Maar ek kan mos nou variable diepte op my lift ook net die ding gaan stel en hom maar net as hy nou swaar trek aan die klei dan gaan hy nou maar net op. Nou wat maak die een anderster? Alright, André, ons is besig met die proses. Dit is 'n helse uitdagende proses om variable diepte te begin rip. Ja. Jou sanderkolle bietjie diepter, jou kleikolle bietjie vlakker. So dis 'n helse ding. Jy kan hom op die lift sit op 'n normale implement wat net rollers het met topplinks. Maar die oomblik as jy hom optel, dan verander die hele profiel aan die agterkant. Jou wat jy 'n bietjie vasdruk om jou vog bietjie te hou dis en waar. alles. Ja, want ek meen ek wil hom op die einde van die dag ek wil hom seël hierso. Ja, Ja, ek wil nie nou daai slootjies moet want as daai vog jy moet hom weer toemaak. jy moet hom vasdruk. Jy moet hom ons nou maar so 'n bietjie druk dat hy mos nou daar kan bly. So dis ons plan om hierdie masjien, hy's klaar variable ready wil ek amper sê. Yes. Met sy silinders op die roller. Laat dit uit die cab uit op 'n kaart, op 'n stroperkaart of op 'n hoe ook al. Dit voel net vir my ons is in 'n jaar wat ons moet spaar op. Ons sit met kunsmis wat variable neergegee word. Ons sit met spuite wat net selektief kan spuit. Hoekom het ons nog nie rippers wat variable kan rip nie? Ek hoor jou. En So- wat jy nou doen is hierso in plaas van dat die toplink of die lift nou op en af gaan, Ja. letterlik is dit net die silinders wat basically in en uit so hy bly altyd dieselfde harde druk. Yes. Dis net dit is nou net Dis net letterlik die die diepte wat dis net die verskil. tandse diepte wat dan variable mos nou maar is. Yes. So jy sit jou trekker se float eintlik maar in lift. Nou sê ek in lift, in float in. Ja. Jy los hom in float in en die implement moet sy eie werk doen op die kaarte. So dit is die idee wat ons mee besig is om En dit op dis die as jy einde nou van die dag te gespek doen. is, maar ek meen as jy weet jy het kleikolle en wat ook al, dan hardloop hy om letterlik wat hy as hy by daai kleikol kom, dan kan hy hom net as hy voel hy trek swaar, dan lig hy hom net 'n bietjie. Ja. Hardloop hom deur tot hy nou lekker lig trek en dan kan hy hom weer sak. Dit gaan teen die beginpunt wees van hoe die ding gaan ontwikkel. Is om maar laat hy as hy so swaarder hy trek, hoe dan lig hy hom maar selfs soos wat 'n lift ook maar werk, sy sensitiwiteit. Maar ons wil probeer kyk dat hy op 'n stroperkaart op die einde van die dag kan werk. So as daar ouens is wat daadwerklik daai behoefte het, Ja. want daar is ek meen die grond verskil so baie, nê, Ja, van definitief. punt tot punt waar jy kan nou diep werk en minder diep werk ensovoorts. Dan kan hulle met julle chat en dan Nee, definitief. om deurtrek. Ek dink ons het die eerste ene gebou. Dis die ripper lyk nou weer soos hierdie ene, maar dis 'n sleepimplement. Ja. Hy's in Botawil in. Hy varieer van ek dink is van 400 tot op 850 diepte. Eerste seisoen is deur. Dit lyk nie te sleg nie.
ons sal maar weer terugvoering kry en seker Maar het maak. die boer iets gespaar daarom uit dit uit? Want ek meen diesel, ons moet nou alles Ja, nee, kyk, doen wat ons kan om diesel te spaar. ek is nie 100% seker, ek het nie 'n syfer in my kop wat hy vir my spesifiek gesê het nie, maar Spar het hy daarom vir my gesê, ja, hy glo hy sou gespaar het, definitief. Jy sien, dis die tipe innovasies wat ons nou na die party toe moet bring. Blykbaar dit en diesel additives, dis lyk my die Dis 'n nuwe ding. Nee, dis die nuwe besigheid. dit gaan definitief nie iets te goed Hoe wees. breed kry ek hom in opvoumodelle wat Opvoumodelle wat jy hom op kan kry, Choopie. Ons bou hom tot op 'n 13 tand. Ons bou nou weer 13 tande wat opgaan hier in die noorde in. ja, Hulle doen goed. Ons daar loop in Koppies Kroonstad area, daar's ons 13 tande. Dit lyk goed. As daar groter behoefte is, asseblief bel ons dat ons jy meen ons kan probeer. jy meen jy's bang vir baie goed, maar size is nie een van hulle nie. Man, ja, nee, ek is bang vir dit, maar mens tot op 'n perk. Uitstekend. Dankie Dankie André, baie. Waardeer. Luister hier nê, ek love ons Suid-Afrikaners en sê hulle innovation nê. Tegnologie, hoe gaan daai ding nê. Kyk, daar's nog 'n klompie werk aan en alles, maar die punt is nê, daar het jy 'n beginpunt vir 'n inline ripper wat kan variable rip en seker maak dat jou vog nie verdwyn nie en so jy het nog steeds daai seël en dan weet jy right, grond is los, grond is vas. Nee, vas en los, nee, dis ons nou hier nou hardloop. So, as jy belangstel, linkie bo vir onder en dan kom jy met hulle in kontak. Tot volgende keer. Groete.